Susters, hartlik welkom in die huis van die Here, so op die laaste van die Pinkster geleenthede, en wil weer eens vir sê baie dankie vir almal wat gekom het. Ek het minder verwag in die koue vanaand, ek is eintlik verbaas om so baie van julle te sien. Hoop dit sal ook vir u lerend wees, as ons vanaand by die laaste van hierdie gedeelte stil staan, en dan weer eens ook baie dankie vir die dames, wat elke aand vir ons die etes voorsien het. Ons waardeer dit regtig. Weet, daar is baie moeite en tyd wat ingaan, en dankie daarvoor, dit is regtig lekker gewees. Geliefdes, kom ons buig net die hoofde en bid ons saam. Here, ons het dit so pas hier weer bely ook deur ons lied. Van die kleinste wurmpie tot die groot heelal. Ja, alles is onder u beheer. Daar is niks wat ons hoef te vrees nie, daar is niks wat buite u raadsplan gebeur nie. Daar is niks wat ons kan skei van u liefde nie, dit verklaar u self in Romeine 8. Daar is nie hoogte of diepte of teenwoordige of toekomende dinge, niks. Nie die duiwel nie, nie sy magte nie, nie vloeke nie, niks nie. Niks kan ons weerhou van u liefde wat u vir ons het, wat vir ons geopenbaar is deur die Seun Jesus Christus, wat ons skoon gewas het deur sy bloed, deur aan die kruis te sterf. En daarom het ons vrymoedigheid om na u toe te kom. Omdat u 'n genadige God is, wat alles wat in ons pad staan wegneem, sodat ons u kinders kan wees. Dis u wat ons roep, dis u wat ons lei, dis u wat ons heilig maak, dis u wat ons versterk. Ja, alles is in u hande. En ons dankie daarvoor. Dankie dat dit nie uit onsself is nie. Dankie dat dit nie ek is wat iets moet doen nie, maar dat die genade wat u in ons gee genoeg is vir elkeen van ons. Here, ons dankie dat ons hier aan die einde van hierdie Pinksterdienste kan kom, en ons dankie vir elkeen wat ook in hierdie week hierdie dienste bygewoon het. Dankie dat u ons behoed en bewaar het, dat u vir ons krag gee en gesondheid. Ons dankie vir die voorbereidings wat daarin gegaan het en die kos wat gemaak is, almal wat deelgeneem het hieraan. Dankie Here, dat ons hier by mekaar kan kom. Dat al die dinge in plek geval het, sodat ons geleer kan word uit u woord. Mag ons hier vandaan ook vanaand weggaan, sê dit was goed. Want so spreek die Here. Mag dit die waarheid wees, mag ons dit gaan uitleef. Here, wil u dan nou met ons wees, seën, behoed en bewaar vir ons in hierdie uur. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, as u Bybels hier het, gaan ek vra dat u saam met my blaai. Ons gaan na 'n paar plekke kyk uit die boek van Handelinge. Handelinge hoofstuk 5, ons gaan daar saam lees. Dan kan ek ook 'n plekkie maak, of 'n plekkie hou. Ek gaan net vir eers die tekste gee. Ek gaan so deur die loop van die prediking gaan ek vir sê, kom ons blaai so toe, en kom ons blaai weer. Handelinge 5, Handelinge 8. As jy nou nie plekhouers het nie, ek sal dit weer kans gee om op te soek as ons daar kom. Handelinge 16 en Handelinge 19. Dis die 4 gedeeltes. Handelinge 5, Handelinge 8, Handelinge 16, Handelinge 19. Soos wat ons deur die gedeeltes gaan, sal ek weer, soos ek sê, vir weer plek gee, tyd gee om net daarheen te blaai. Voordat ons gaan lees, dalk net so 'n paar opmerkings. U wat nou die week hier was, sal nou weet, ons hele week se reeksie gegaan oor hierdie vraag oor geestelike oorlogvoering. En wat is vandag daar buite? Wat word vandag geleer as geestelike oorlogvoering? En die hele doel van hierdie reeks was om dit te toets aan die woord. Is dit so? Is dit die goed wat ons moet doen? Ons het gekyk na vloeke en bloedlynvloeke wat hulle sê ons moet verbreek. Daar was die gedagte van die binding van die Satan. Ons het gekyk na spiritual mapping, geestelike kartering van gisteraand.
En dan vanaand kom ons dan by die uitdryf van duiwels. Jy kan nou sekerlik nie 'n week oor duiwels en geestelike oorlogvoering hou sonder om te kyk na die uitdryf van duiwels. Nou baie van die voorstanders van die, ons maar meer in die charismatiese kringe, en hierdie charismatiese geestelike oorlogvoering, wat in die moderne sin wat ons het vandag nou beleef, en dis die laaste 60, 70 jaar wat dit nou regtig momentum begin vang het, sal men sien dat in die charismatiese kringe is dit 'n uitgemaakte saak. Om duiwels uit te dryf is iets wat daar moet wees. Dis as jy 'n leraar in van hierdie kringe is en jy ontken dat daar iets soos duiweluitdrywing is, dan sal hulle sal jou uitskuif. Jy word bestem as 'n valse leraar, want dit is vir hulle so deel van die praktyk waarin hulle is. En daar's 'n klomp skrywers oor die jare gewees wat die goed nou half momentum gegee het. Mense soos Bob Larson en Neil Anderson is van die skrywers wat nogal gereeld in hierdie goed na vore kom. En hulle, soos ek sê, is in die charismatiese kringe word baie hoog op die prys gestel. Mense hoor stories van mense wat sê dat hulle self besete was. Jy hoor mense wat sê, selfs nadat hulle Christene geword het daar 'n duiwel in hulle ingegaan en moes iemand weer hulle skoonmaak van die duiwel. Die probleem is natuurlik dat baie van hierdie goed is mense krap 'n duiwel agter elke bos uit. Weet, as jy rook, dan is dit 'n rookdemoon. As jy drink, dan is dit 'n drinkdemoon. As jy vloek, dan is dit 'n vloekdemoon. En al hierdie goed moet die hele tyd uitgedryf word. So hulle is oortuig daarvan dat dit geeste en demone is wat uitgedryf moet word. En dit sien jy dan baie. Van die leraars en die pastore in hierdie velde, het hulle hele bediening gaan net oor dit. Hulle noem dit ook bevrydingsteologie. En dan is 'n groot deel van hierdie bevrydingsteologie is die uitdryf van duiwels. Dis 'n verskriklike algemene ding. Soos ek sê, in die charismatiese kringe is dit 'n uitgemaakte saak. Dit moet iewers in jou bediening gaan jy dit moet doen. Nou hier's twee groot sieninge oor wat geestelike oorlogvoering is. Aan die een kant kry jy die mense wat sê daar's geestelike oorlogvoering en dit het te doen met 'n fisiese kant. Jy het letterlik te doen met demone. Ons het die magte van die Satan wat ons aanval en ons het daai goed wat ons moet doen om dit af te keer. Daar's gebede, soos ons nou gehoor die wat die was, daar's sulke amper formuliere wat jy gebruik. Dis die manier jy bid om hierdie ding af te weer. Dis hoe jy hierdie vloek breek. Dis hoe jy hierdie veilige area vir jouself skep. Daar's hierdie goed wat ingestel word om die duiwel uit te hou of uit te kry en dan uit te hou. So hierdie groep mense sien geestelike oorlogvoering as 'n stryd oor grondgebied. Dink nou die beeld wat jy moet gebruik is, die wêreld is onder die mag van die Satan. Jy kry die koninkryk van die wêreld en jy kry die koninkryk van God. Ons is in die koninkryk van die wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld. Ons is hier, maar nie van hulle nie. En as jy nou hier is, soos ons, en jy wil vooruitkom geestelik, dan moet jy grondgebied wen. Dis die beeld hoe hulle dit sien. Ons moet ons plase salf. Ons moet ons huise salf. Ons moet die geeste uitdryf en hulle uithou sodat hulle nie hierdie grondgebied van ons kan kry nie. So jy het hierdie gedagte van die aardbol en hier oral is hierdie stukkies wat gewen word, hierdie stukkies lig wat deurkom, daai stukkies wat oopgemaak word waar God kan seëvier, waar die gelowiges kan wees. Dis 'n grondgebiedsgeveg. So dis die een siening. Die tweede siening is die een waar ons sê dat die stryd hoofsaaklik maar net gaan oor waarheid. Ons sien dat geestelike oorlogvoering is nie 'n stryd oor grondgebied nie. Dis waar ons meer, die eerste siening is meer die charismate, hulle sien dis 'n grondgebied ding. Ons sien dit nie as 'n grondgebied nie. Ons sê, weet jy wat, die Satan is oral en gelowiges is oral. Dit gaan oor die waarheid. Dit is die waarheid wat beveg moet word. Dit gaan oor mense se denke. Dit gaan oor ideologie. Hoe gaan ons die waarheid laat seëvier? Hoe kan ons dit regkry dat die waarheid bo uitkom? Mense word verlos van die leuns van die koninkryk van die duisternis, en alhoewel daar 'n werklikware vyand is, ons het dit nou gisterand ook gesien het, uit Daniël 10 uit, ons ontken nie dat daar 'n geestesoorlog is nie. Ons sê net, ons hoef nie daarbey betrokke te raak nie. Dis nie ons stryd nie. Dis God
wat dit hanteer met sy engele en die Satan se demone. Dis nie iets waar ons fisies betrokke raak, soos wat die ander kant sê, nee, ons moet meer betrokke raak, ons moet dit beveg. Ons sê, ons roeping is, bly by die waarheid, hou by die waarheid, verkondig die waarheid, want waarheid maak vry, waarheid gee lewe, en dis ons roeping. So dis die twee moontlikhede. Afhangende van waar jy staan en watter kamp jy is, gaan bepaal hoe jy voel oor duiwel uitdryf. As jy in die charismatiese kamp is, waar het sê, dis grondgebied wat gewen moet word, dan gaan jy outomaties moet sê, ons wil met duiwels uitdryf. Want ons is in die wêreld hier saam met hierdie goed, hulle maak het duister, ons moet oopmaak, spasie maak, so die lig kan deurkom. So, jy gaan met duiwels uitdryf om dit te kan doen. As jy aan die gereformeerde kant staan, en dan sê, nee, dit gaan nie oor geeste uitdryf, dit gaan net dood eenvoudig oor, jy moet die waarheid verkondig, jy moet in die waarheid wandel, en jy moet die resultaat aan God oorlaat. Ek doen wat God vir my vra in die Bybel, en die res is sy hande. Hy weet wat hy doen, en dis die uitgangspunt. Nou die vraag is daar dan gronde vir die duiwel uitdryf? Is dit Bybels? Kan ons charismatiese vriende, het hulle nie toch gevoed om op te staan nie? Wat sê die Bybel? Nou, die Bybel is baie duidelik oor uitdrywing, as jy gaan kyk na die Nuwe Testament. In die Nuwe Testament word duiweluitdrywing altyd konsekwent gesien as 'n teken of 'n wonder. Nou, dis nou die interessante. As jy nou vandag vir mense vra, moet Christene vandag wonderwerke kan doen? Moet ons water in wyn kan verander? Moet ons dit kan doen? Gaan die meeste mense sê, nee, waar in die Bybel staan dat ons water in wyn moet verander? Waar kom ons daaraan dat ons wonderwerke moet doen? Dis nie 'n voorskrif uit die Bybel nie, dis nêrens. Dis wonderwerke wat God gedoen het. Jesus toe hy op aarde was met sy apostels, dis nie goed wat ons hoef te doen nie, dis nie 'n voorskrif nie. Maar as jy vir dieselfde mense vra, moet jy duiwels uitdryf, dan sal hulle sê, ja, ons moet die duiwels uitdryf. Op grond van wat? Want die Bybel sê, duiweluitdrywing is tekens en wonders. Duiweluitdrywing uit die Nuwe Testament, wat deur Jesus en sy apostels gedoen was altyd beskou as 'n wonderwerk. So hoekom sal ons nou nie water in wyn verander nie, maar ons wil tog die duiwels uitdryf? Hoekom die twee nou by mekaar? Ons moet onthou, toe Jesus op aarde was daar natuurlik buitengewone wonders. Hy is immers die seun van God, hy is self God. Dit is so. Mense sal verwag dat hy sekere goed sou doen en dat daar sekere wonders sou wees. Die vraag as ons hierdie goed wil ondersoek is, nie hoe was dit die tyd toe Jesus op aarde was, want daar was besondere goed wat gebeur het. Daar's tekens en wonders gebeur, juis wat sê, hy is die een. Ons vraag, as ons wil vra oor, wat moet die kerk vandag leer is, wat het die kerk gedoen in die jare toe Jesus opgevaar het na die hemel? Dis waar ons nou ons studie gedeelte skuif. Want ons sê, Jesus was in die 4 evangelie beskryf, as Matteus, Markus, Lukas, Johannes, die eerste 4 boeke van die Nuwe Testament. Dit lees ons wat het Jesus gedoen. As ons wil kyk, wat het in die kerk gebeur, dan wil ons sê, okay, wat het gebeur toe Jesus opvaar in die hemel. Dis hoekom ons aan 'n Handelinge toe gaan, want die boek Handelinge sê vir ons wat het in die kerk gebeur. Handelinge is so 30, 35 jaar wat dit afspeel. Van Handelinge 1 tot aan die einde wys vir ons omtrent 30, 35 jaar van wat in die kerk gebeur het. Onthou, Jesus is gekruisig, hy is 33 jaar oud, so kom ons sê van die jaar 33 na Christus, het hy gesterf, en vir die volgende 30, 35 jaar, so omtrent tot omtrent 70 na Christus, het Handelinge gebeur. En dis die goed wat opgeteken is. Dis die tyd wat die apostels bly leef het. Die enigste boeke wat na dit in die Nuwe Testament geskryf is die van Johannes, want hy het oudgeword. Hy het ons Openbaring geskryf eers hier in die einde van daai eeu, 95 na Christus. So, as jy gaan kyk na die Nuwe Testament, dan lees jy die eerste 4 hoofstukke gaan oor Jesus, wat het hy gedoen, wat het hy gesê en wonders gedoen. Dan, as jy wil kyk wat in die kerk gebeur, dan lees jy Handeling, dis die oorkoepelende groot boek. En die res van die Bybel, wat er oorbly, vertel alles wat het in daai 30 jaar van Handelinge gebeur. Dit is asof Handelinge is die sambreel, en al die ander briewe is net die ligpuntjies tussen wat net vir jou probeer verduidelik hoe dit was. So ons moet gaan kyk, wat staan in Handelinge, wat het hulle gedoen, en dan gaan ons kan sien, okay, wat is die bedoeling van hierdie goed in die kerk. So as ons dan na Handelinge toe gaan, dan sien ons dat die uitdrywing van
duiwels altyd tekens en wonders genoem word. Daar is in elk geval net 4 tekste in Handelinge, dis wat ons nou gaan lees, wat vir ons iets sê van geesuitdrywing. Kom ons begin by Handelinge 5. Die van julle wat die Bybels het, kan blaai na hoofstuk 5 vers 12. En deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind, en hulle was almal eendragtig saam in die pilaargang van Salomo, en daar was niemand van die ander wat het gewaag het om hom by hulle te voeg nie, maar die volk het hulle baie geëer. En daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg, menigtes van manne sowel as vroue, sodat hulle die siekes op die strate uitgedra en op die bedde en draagbare gelê het, met die bedoeling dat as Petrus kom, al was dit net sy skaduwee op iemand van hulle sou val, en die menigte van die stede in die omtrek het ook in Jerusalem bymekaar gekom en siekes gebring, en mense wat deur onreine geeste gekwel was, en hulle is almal genees. So, in die gedeelte, want die Handelinge is ook geskryf deur Lukas, selfde ou wat Lukas geskryf het, en Handelinge geskryf, en Lukas kom sê vir ons, hier is 2 groot wonderwerke wat hier gebeur het, en die 2 groot wonderwerke is dat daar's fisiese genesings gewees, mense het gesond geword, en die ander ding is, duiwels is uitgedryf, demone is uit die mense uitverjaag. Maar hy noem dit, almal word genees, so die uitdrywing van duiwels en die genesings word dan gesien as 'n genesingswonderwerk. Sê dis wonders en tekens wat gebeur het. Ons 'n bietjie verder lees. Hoofstuk 8, Handelinge 8 vers 6 en vers 7. En die skare het eendragtig ag gegee op die woorde van Filippus, toe hulle dit hoor en die tekens sien wat hy doen. Want uit baie van die wat onreine geeste gehad het die geeste uitgegaan, terwyl hy met 'n groot stem skreeu. En baie wat lam en krepeel was, het gesond geword. So hulle sê, hulle het ag gegee op die woorde van Filippus, geluister na wat hy sê. Hoekom het hulle geluister na wat hy sê? Dan staan, omdat hy tekens gedoen het, en hulle het gesien en hulle het gehoor. Watter tekens het hy gedoen? Wat is hierdie wondertekens wat hy gedoen het? Geeste het uitgedryf, en die lammers en die krepeles het gesond geword. Dit is wonderwerke wat gebeur het. Dan Handelinge 16. As jy 'n bietjie verder blaai, Handelinge 16 vers 16 tot 18. En terwyl ons op pad was na die bidplek, kom 'n slavin met 'n waarsêende gees ons teen, wat vir haar eienaars deur waarsêery groot wins ingebring het. Sy het Paulus en ons gevolg en geskreeu en gesê, hierdie manne is dienaars van God die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. En dit het sy baie dae lank gedoen. Maar baie ontevrede daaroor het Paulus hom omgedraai en vir die gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan. En hy het op dieselfde oomblik uitgegaan. Nou hier sal jy sien, is die enigste gedeelte waar daar nie sê, dis 'n wonder, of daar word nie spesifiek gesê, dit was 'n wonder, of dit was 'n teken geweest, daar word niks gesê nie, maar dis ook 'n geesuitdrywing, dis net soos die ander. En hier leer ons ook 'n paar goed, ons leer eerstens, moet ons let op wie die uitdrywing doen hierso. Word baie duidelik gesê, dit was die apostel Paulus. En dit is belangrik, want dit is net die apostels, en by hoogs uitsondering, een van die, wat saam met die apostels beweeg. Dit was eintlik net Filippus, is die enigste waarvan ons lees, wat nie 'n apostel was, wat hierdie dinge gedoen het. En dan was dit omdat hulle hom opdrag gegee het, hy was nou verbonde aan die apostel, en hy het 'n opdrag gekry om dit te doen, so hy moes dit gaan doen. So, dis belangrik eerstens. Tweedens, Paulus het klaarblyklik nie duiweluitdrywing as 'n baie noodsaaklike saak gesien vir die bevordering van evangelisasie nie, want ons sien dat hierdie fortuinverteller, hierdie waarsêer gees, hier agter Paulus en Silas aangeloop het vir dae lank, voordat Paulus uiteindelik gesê het, nou het ek genoeg gehad, nou jaag ek hierdie duiwel uit haar uit. As dit so belangrik is, soos wat die mense vandag sê, hulle sê, joh, ons moet, kyk, as ons wil geestelike oorlog wen, moet ons die geeste uit die mense uitdryf. As dit so belangrik is, hoekom het Paulus dan hierdie vrou gelos? Vir dae lank. Hoekom het hulle nie toe hulle in Filippi inkom gesê, jaag hierdie klomp goed uit, dat ons kan begin werk nie? Maak
maak nie, dit ruim nie met wat vandag se geestesoorlog sê nie. Derdens, let ook op dat die demoon op dieselfde oomblik uitgegaan het. Paulus het nie eers 'n formele gebed gedoen nie. Hy het nie eers gou sekere goed gesê en aangeroep en die Satan gebind en geestelike traktering gedoen en gesê watter grensgebied, waar, hoe, wie's jy en die duiwel op sy naam genoem nie. Hy het sê gaan uit in die naam van Jesus en dan is dit verby. Dit is al wat gebeur het. En dan die laaste teksie wat ons lees, hoofstuk 19, Handelinge 19, vers 11 en 12 sê, en God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen, sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy lyf was, op die siekes gelê is, die siekes van hulle gewyk, die siektes van hulle gewyk en die bose geeste van hulle uitgegaan het. So jy sien dieselfde gedagte weer. Hier is ook 'n paar goed wat ons weer raak lees en sien. Eerstens sien ons, dis nie sommer enige gelowige waardeur hierdie wonders gedoen is nie. Daar sê weer baie spesifiek, dit was die apostel Paulus. En daar staan, dit was 'n buitengewone wonderwerk. Buitengewoon. Tweedens, sê hy vir ons, wat het gebeur? Weer eens dieselfde, siekes is gesond gemaak, duiwels is uitgedryf. Derdens, is daar hierdie, uiteindelik besluit my myself, dit is die twee goed wat ons moet raak sien, dit is al twee saam, die siekte en die demoon wat uitgedryf word genoem buitengewone wonderwerke, wat deur die hande van Paulus, die apostel, gedoen is. So Lukas noem dus 4 keer waar daar uitdrywing van geeste is in die boek Handelinge. 3 van die 4 keer noem hy dit wonderwerke, buitengewone wonderwerke of tekens. En verder sien ons dat dit amper altyd deur apostels gedoen is, en die een geval waar dit nie deur 'n apostel gedoen was nie, was die geval waar dit Filippus is, wat baie nou verwant was aan die apostels en die bediening van die apostels. As ons enigiets oor duiweluitdrywing dan wil leer uit die boek Handelinge, dan is dit dat almal wat mag het oor demone, het altyd ook mag gehad oor siektes. En het uiteindelik ook mag gehad oor die dooies. Want ons sien dat Petrus by geleentheid ook 'n dooie opwek uit die doodheid, en ook Paulus. So jy sien dieselfde goed wat Jesus gedoen het. Hy het die geeste uitgedryf, hy het siekes gesond gemaak en hy het die dooies lewend gemaak. Dit sien jy nou presies dieselfde ook in die tyd van die apostels. Nou ironies genoeg sal baie mense wat vandag glo dat daar demone is wat uitgedryf word, sê ja, ons kan die demone uitdryf, maar hulle het nie die vermoë om siekes te gesond te maak en ook nie om dooies op te wek. So die vraag is hoekom nie? Want dit was 'n pakkie gewees. Dis wat die apostels gedoen het. Dis hoe dit gewerk het. So jy het nie net die een gedoen, hulle het dit als gedoen. In Handelinge is dit ook dan duidelik dat nie die gelowiges, dat nie alle gelowiges die duiweluitdrywing kon doen nie. Nie elke Christen het die vermoë gehad nie, en daarom skryf Lukas telkens, dis 'n buitengewone iets. As elke tweede ou dit kon doen, dan sou dit nie gesê dis buitengewoon nie. Die enigste persoon, soos ek sê, wat nie 'n apostel was, was Filippus. Ek het net nou gelees, ek weet nie of jy het opgelet het nie, Handelinge 5 vers 13 staan daar, en daar was niemand van die ander wat het gewaag het om hom by hulle, dis nou het verwys na die apostels, om by hulle self te voeg nie, maar die volk het hulle baie geleer. Daar was niemand wat gesê het, weet jy wat, ek het die roeping, ek moet ook hierdie ding doen. Die Here het vir my gesê, kom, ek moet hierdie ding doen. Ek moet ook gaan mense genees, ek moet duiwels uitdryf en ek moet mense uit die dood uit laat opstaan. Niemand nie. Dit was net die apostels. Inteendeel, daar selfs 'n teks in hoofstuk 19 vers 11 tot 20 kan jy gaan lees, toe die seuns van Skeva het probeer om 'n duiwel uit te dryf. Hulle was nie apostels nie. En dan, ek weet nie wie van julle verhaaltjie ken nie, toe hulle probeer, toe duik hulle lelik in die hek, en toe by einde van die dag, toe die besetene hulle 'n goeie pak slaag gegee, en hulle moes daar kaal weghardloop, want hy het hulle klere gevat. So, dit was, hulle kon dit nie doen nie. Dit lyk ook nie vir ons of dit baie algemeen was nie. As jy nou vat, die hele Handeling, ek het nou vir al die tekste uit die tydperk van die apostels se kerkplantingstyd,
toe die kerk gevestig is, daai 30, 35 jaar, dis die tekste, dis die 4 tekste wat praat oor geesuitdrywing, in 35 jaar se tyd. Dis nie om elke hoek en draai is hier 'n gees uitgedryf nie, dis hoogs uitsonderlik. En van hierdie 4 is dit net in hoofstuk 16, waar daar enige detail gegee word, die ander sê maar net, geeste is uitgedryf. In hierdie hele 35 weet ons net van daai een vrou wat die waarsêer gees gehad het, wat uitgedryf is deur Paulus, en dit klink vir my, of hy eintlik maar net hoogs geïrriteerd was met haar, want hy het aangehou en aangehou en aangehou, en hy kon dit later nie meer vat. Nou ja, hoekom het die apostels dan die vermoë gehad? En dis nou altyd die argument. Maar ons doen ons ook dieselfde, moet ons nie ook volg in Jesus en die apostels se voetspore nie. Want dis gewoonlik die redenasie. So ons moet ons ook die duiwels uitdryf. Ons moet ons ook siekes genees. Ons moet ons ook hierdie goed doen. Nee, dis nie die siening, dis nie wat die Bybel ons leer nie. Hoekom het die apostels hierdie tekens gedoen? Sodat mense kon glo dat hulle apostels is. Onthou, daar was nie 'n Bybel nie. Paulus kon nie iemand gaan sê, hoorie, mag gaan lees in Timoteus, dan sal jy die antwoord kry. Timoteus was nog nie geskryf nie. Hulle was die apostels wat mense geleer het, en die goed is later op skrif gestel, hier teen 70 na Christus, toe is dit eers eintlik maar op skrif gestel en kon versprei word, en sê ek, maar hier is nou briewe. Maar voor dit, vir daai 30 jaar waarvan Handelinge praat, was daar nie geskrif, daar was nie 'n Nuwe Testament nie. Hulle was nie Nuwe Testament nie, hulle het dit verkondig met die woord. En dis hoekom hulle die wonders en tekens kon doen. Maar nêrens sien ons dat na dit, dat daar enigstens bewyse is dat hierdie tekens aangegaan het. Nêrens nie. Hierdie was 'n spesiale, buitengewone wonders wat gedoen is in die tyd van die apostels, sodat die kerk se fondasie gelê kan word, sodat mense tot bekering sal kom en sal glo en sal doen. Ag, daar's 'n klomp tekste wat jy kan gaan lees wat dit bevestig. Handelinge 2 vers 43, Handelinge 15:12. Ek gaan dit nie alles lees. Ek lees een van hulle vir 2 Korintiërs 12 vers 12 staan. Dit wat 'n apostel kenmerk is inderdaad by julle verrig met volharding. En dan sê hy, wat is die kenmerk van 'n apostel? Tekens, wonders, kragtige dade. Dit was die kenmerk van apostels. Die Here se apostels. So daar's nog 'n klomp ander tekste wat dit ook bevestig. So die Nuwe Testament leer ons dat die uitdryf van duiwels is 'n wonderwerk. Wonderwerke by uitsondering wat gedoen is deur die apostels. En in 'n baie uitsonderlike geval een van die persone wat verbonde was aan die apostels. Daar's geen opdrag in die Nuwe Testament dat ons duiwels moet uitdryf nie. Daar's geen formuliere wat gegee is. Daar's geen manier om te sê, dis hoe jy dit doen nie. Ons vind nie dat Jesus of enige van sy apostels ooit instruksies gee nie. As die duiwel dan nou vandag uitgedryf moet word, soos dit baie sê, en dit so algemeen is, hoekom het God dan nie vir ons gesê, hoe doen ons dit? Hoekom sê hy nie, ons moet dit doen nie? Hoekom leer hy ons dan nie in sy woord, soos hy wat hy met al die ander goed doen? Hoekom wys hy nie vir ons wat om te doen? Jy kan maar gaan lees in die Nuwe Testament, van Romeine tot Openbaring, nou die eerste 4 boeke van die Nuwe Testament, vertel wat het Jesus gedoen, dan kom Handelinge gee die oorkoepelende, die groot prentjie, en dan van Romeine af, Korinte, Galasiërs, Efesiërs, tot aan die einde van Openbaring, al hierdie, kleer maar net in wat het in hierdie 30 jaar gebeur. Dis die briewe wat geskryf is in hierdie Sambrieltyd van, en jy kan gaan kyk in daai tyd, nêrens kry jy opdrag, dat iemand die duiwel moet uitdryf. Die rede daarvoor, dit was 'n wonderwerk wat deur Jesus en sy apostels verrig was, sodat mense sou glo en sodat die kerk gevestig kan word en sodat ons van daar af op dit kan bou. Dit is nie bedoel om aan te gaan vir ons. Nou die groot vraag, dis wat u waarskynlik ook mee te doen kry as u dalk vriende het wat in hierdie goed glo en daarby staan. Wat maak jy met daai mense wat sê, maar ek het dit self beleef? Wat maak jy met daai mense wat sê, maar ek het dit gesien? Ek ken sulke mense. En dis gelowige mense. Dis nie afvallige of onverskillige mense nie. Ek ken mense wat sê, hulle duiwels al uit mense uitgedryf, hulle het al gesien, hulle het dit self beleef.
Wat sê ons vir hulle? Hoe pas dit by die Bybel? Ons moet onthou, ons kan nie 'n teologie bou op grond van mense se ervarings nie. Ons kan nie besluit, hierdie mense het dit beleef, of so beleef, of gevoel, of gesien. Wie sê vir ons dat die Satan nie daai mense op 'n dwaalspoor het? Ons belydenis is, die Bybel bly die fondasie. As jy iets beleef, en dit wil nie lekker inpas met die Bybel nie, dan kan jy nie die Bybel gaan aanpas nie. Dan moet jy na jouself gaan en sê, maar waar het ek fout gemaak? Want iewers te maak die ding nie sin nie. Want wat die Bybel sê, is dit. Maar ek beleef dit anders. Hoe nou? Nou kom ek vir verduideliking wat ek dink, en dit vriend van my is 'n ware verhaal, persoon met saam met wie ek in 'n kommunie gebly het. Hy het groot geword in die hervormde kerk. Baie behoudende siening gehad, en sy hele lewe lang, sy ouers was, sy pa was 'n ouderling in die hervormde kerk, hulle was van kleintyd af in sondagskool, het so groot geword, baie konservatief. En hy was al in sy 30's, toe nooi vriende van hom na 'n mannekamp toe, en hy het geweet, dit is 'n charismatiese kerk en 'n groepering, en hulle het vir hom gesê, dis wie hulle is, en dis die tipe van goed wat gebeur, en hulle wil graag hê hy moet dit kom beleef vir homself. En hy was ook nog maar, soos wat ons almal is, maar 'n bietjie nuuskierig, hy was nog ongetroud, so hy sê, nou, kom ek gaan, kyk hoe is dit. Maar hy het nie gegaan met die gedagte van, dit is so nie. Hy was skepties. Hy kom uit 'n gereformeerde, behoudende huis, nou word hy genooi na hierdie tipe van goed. En by die geleentheid, in een van die sessies wat hy self herken, met baie emosioneel. Hy sê self, jy kan jouself nie help nie, daar's beligting en daar's musiek en dis prediking en dis regtig oorweldigend, dis emosioneel. En in een van hierdie emosionele geleenthede het die pastoor na hom toe gekom en aan hom geraak. En hy daar neergeslaan en aan die rug gegaan. En hy het hom opgehelp en hy het in tale begin spreek. Iemand wat nie daaraan geglo het nie, wat nog nooit dit gedoen het nie. Hy het nie gesoek daarvoor nie. Hy het nie geglo daarin nie, tot dan nie. En toe is hy oortuig, maar dit is die waarheid, dit is wat dit moet gewees. Hy het dit dan ervaar, hy het dit dan self gesien, hy het dit oorgekom. Hy weet hoe dit voel. Hy het dit met sy eie lyf getas, hy het gevoel hoe voel dit. Alhoewel daar nêrens in die Bybel staan dat iemand in tale moet praat. Nêrens nie. Geen opdrag. Geen opdrag dat jy met 'n taal praat. Nêrens in die Bybel staan dat jy moet op die grond val as die pastoor in jou raak en skud soos 'n gifhond nie. Nêrens nie, staan nie daar nie. Waar staan dit? Dis goed wat mense sien en doen en beleef. En nou kan jy sê, ja, maar dominee, is dit nie juist die bewys dat dit so is nie? Ek meen, hy was tog 'n gelowige. Ja, hy was. Ken hom goed, hy's 'n diep gelowige. Van kleintyd groot geword met die skrifte. Hy is nog steeds gelowig, maar hy is oortuig dat die goed nou die waarheid is. Ek bly net die vraag, waar staan dit in die Bybel dat hierdie goed moet gebeur? Hierdie persoon het intussen oorgegaan na die charismatiese kerke toe. Dit is 'n gemeente waar hulle nou gereeld in tale praat, waar die gees beweeg onder hulle en hulle val op die grond en daar's allerlei genesings wat blykbaar plaasvind. En ek bly die vraag vra, waar staan dit in die Bybel dat mense in tale moet praat, dat ons hierdie buitengewone gawes moet sien elke Sondag na Sondag na Sondag? Waar staan dit in die skrif? Jy sien, die probleem is, hy het nou 'n Bybels gefundeerde kerk en die gereformeerde geloof verlaat. Nie op grond van wat die Bybel sê nie, maar op grond van wat hy voel. En nou is hy in 'n struktuur waar hy voel wat is reg. Bybel uitleg, en dit is nou jammer om te sê, in die charismatiese kerke is baie keer maar baie verdag. Jy ken dit self, jy was dalk self al in sulke kerke, waar daar, hier's 'n versie hier, hier's 'n versie daar, en dit klink alles mooi, maar waar is die begronding vir die goed? Dat gaan baie oor wat ek voel, wat ek beleef, en hulle maak juist daarvoor spasie en hulle sê dit self.
Ons moet ruimte laat vir die Gees se werking. So ons is nie so eng op wat sê die skrif die hele tyd dan tik die hele tyd daar nie. Ons doen dit, natuurlik sal dit sê, hulle gooi nie die Bybel weg nie, maar daar's tog 'n bietjie ruimte vir persoonlike ervaring. En wat het met hierdie persoon gebeur? Hy het die gesonde leer verlaat. En hy hang nou die charismatiese leer aan wat nie waar is nie. Dit is net dinge wat net nie waar is in die leer nie. Dit is 'n afdwaling van die suiwerheid na 'n minder suiwer. Ek sê nie hy is ongelowig en hy gaan hel toe nie, maar daar is definitief 'n wegbeweeg van skrif en skrif gefundeer. Na waar voel ek gemaklik? Waar is dit vir my gemaklik? En dit is, nou is die vraag wat ek vra is dit dan iets wat deur die Heilige Gees veroorsaak is? Of is dit iets wat deur die bose veroorsaak is? Want hy was skrifgetrou. Waar staan dit in die skrif? God se woord is God se woord. Nou is hy by 'n plek waar hy sê, maar ek voel ook die ding. En dit kan ook mos nou so wees. Het hy nader aan God beweeg of verder? Ek dink verder. Hoekom? Want hy het 'n belewenis gehad. Want dit het vir my so gevoel. En dis dieselfde wat gebeur met die duiwel uitdryf. Mense sê, ek was daar, ek het hierdie goed gesien, ek het hierdie goed beleef. Wie dink jy dit veroorsaak? Dink jy die Gees van God? Ek dink, dit is definitief 'n gees. Hy herken dit self, hy kan dit nie self doen. Toe hy daar val op die grond, toe hy opstaan en praat in tale, dit was verseker 'n gees, maar dit is nie God se gees nie. Ek is oortuig daarvan. Die duiwel laat hierdie goed manifesteer, sodat ons dink dis die waarheid. En 10 jaar later, dan lees ek nie meer die Bybel nie, ek voel was ek. So selfs binne in die kerk, moet ons baie versigtig wees, dat ons nie wegbeweeg van die waarheid nie. En ek vermoed dis wat gebeur met duiwel uitdrywing ook. Die Bybel sê, dat die ware duiwel uitdrywing is wonderwerk. En die Bybel sê, dat Jesus en die apostels het hierdie buitengewone goed gedoen. En die apostels leef nie meer nie. Hulle is nie daar om dit mee te doen nie. Die Bybel gee nêrens instruksies dat ons dit moet doen nie. Daar word nie vir ons 'n opdrag gegee nie, daar word nie vir ons gesê ons moet dit doen nie, daar word niks daarvan gesê nie. Dis uitsluitlik deur Jesus en die apostels in daai tydperk gedoen. Wat beteken dat dit wat ons nou sien van duiweluitdrywing is nie reg nie. Kan nie wees nie, is nie Bybels nie. Die Satan mislei mense om te dink dat hulle hom kan beheer. Is dit moontlik dat Satan mense goed bedoelend lei tot praktyke wat heeltemal nutteloos is? Natuurlik. Dink jy nie Satan wil juis kom en binne die kerk daai saadjie saai wat jou wegvat van die waarheid van die woord, sodat jy niets anders sal vashou, sodat ons nie doen wat ons moet doen nie. Wat moet ons doen? Die waarheid verkondig dag en nag. Bly met die waarheid. Hierdie goed gebeur in kerke en dit lei mense weg van die waarheid af. Christene vandag het nie die mag om demone uit te dryf nie, net so min soos hulle die mag het om water in wyn te verander. Net so min soos hulle die mag het om mense uit die dood uit op te wek. Ons kan nie tekens en wonders doen nie. Ons is nie apostels nie. Moderne duiweluitdrywing is 'n demoniese misleiding wat lustig ontwerp is om die Christene van die werklike oorlog te weerhou. En die werklike oorlog is waarheid. Hy wil jou denke steel van die waarheid af. En dis wat hy wil doen. En hy wil vir jou iets anders gee om aan vas te hou, sodat jy nie by die waarheid sal kom nie, sodat jy nie kan staande bly teen hom. Dus ek wil sê, daai mense wat duiwels uitdryf, mense wat hierdie bonatuurlike goed beleef, ek is oortuig, dit is 'n gees, maar ek is oortuig daarvan dat dit nie die Heilige Gees is nie. Ons word nie beveel om dit uit te dryf. Ons word nie opdrag gegee om dit te doen nie. Dit is nie nodig vir die verspreiding van die evangelie of die redding van die wêreld, van die sondaar nie. Dit is nie nuttig vir die heiligmaking van ons nie. Niks nie. Daarom verwerp ons die leer wat sê dat geestelike oorlogvoering het te doen
met die wen van grondgebied. Dat ons Satan moet bid, dat ons geestelike kartering moet doen, spiritual mapping, dat ons vloeke moet afsweer, duiwels moet uitdryf. Ons bly by wat die Bybel ons geleer het. En dit is, dat die geestelike oorlog is 'n oorlog oor waarheid. En ons maak ons oop vir wat binne die kerk gebeur. Want ook daar val die Satan in. Ons bly by die waarheid. Al voel dit vir jou, dit moet anders wees. Al beleef jy iets, dan moet jy sê, wat sê die Bybel? Want ek beleef dalk iets verkeerd. Ek voel dalk iets verkeerd. Ek sien dalk iets verkeerd. Maar wie sê, dit is nie Satan wat besig is met my borsteling nie. Daarom bly by die woord. Mag die Here ons help. Amen. Woord van God, woord van die lewe. Woord vir ewig vas en waar. Woord onfeilbaar en verhewe, waarin God openbaar. Woord betroubaar, vas en waar, deur miskenning, deur gevaar. Wat sou ons dan ooit laat bewe? In die woord het ons die lewe. Trotse berge sal eens wankel, elemente sal vergaan. As die skepping self verander, bly Gods woord onwrikbaar staan. Bo die ruimte, bo die tyd, heers die Heer in ewigheid. Ons geloof bly vasgeanker in Gods woord, wat nimmer wankel. Here, ons dankie dat ons u woord het. Ons dankie dat dit ons rigsnoer kan wees. Here, help ons dat ons nie op gevoel of belewenis of emosie ons denke sal rig nie. Maar met helderheid en nugterheid dit sal rig na u woord. Wat u sê in u woord moet ons rig en bly. Here, ons hoor u woord ook vanaand. En dis vir ons moeilik soms om dit te glo. Dis hard om te hoor. Dis dinge wat vir ons vreemd klink dalk op die oor selfs. Maar mag ons hier vandaan uitgaan en dit oordink. Mag ons hierdie dinge gaan meet aan die woord. Mag ons weer gaan kyk na hierdie tekste. En daar waar ons dan tussen ander mense beweeg, daar waar vrae is, daar waar twyfeling is, dat ons met sekerheid kan antwoord, dat ons gereed sal wees om 'n antwoord te gee, sodat u naam ook daar verheerlik kan word. Here, ons dankie vir hierdie week. Dankie vir elkeen wat hier ook is vanaand. Dankie vir die gebede wat hier ook opstyg na u, wat u deur die Gees ook in ons werk. Here, ons loof en prys u daarvoor. Ons dankie ook vir die voedsel wat ons kan gebruik weer vanaand. Seën dit ook in ons liggaam. Dankie vir elkeen wat daar gehelp het in die voorbereiding